Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Maandag 10 Augustus. Hoe die liefde optree. Verse 4 tot 7 vorm die kern van 1 Korintiërs 13. Paulus fokus op die kenmerke van die liefde deur te wys wat liefde is en wat dit nie is nie, of hoe die liefde optree en hoe dit nie optree nie. Hy beeld die liefde uit en bied ons 'n kykie in die handel en wandel van iemand wat gees-aangedrewe liefde beoefen. In hierdie uitbeelding van die liefde gebruik Paulus 'n aantal werkwoorde. Vir die apostel gaan die liefde nie meer oor dade as oor gevoelens. So, hoe tree die liefde dan op? Punt nommer 1. Dit is lankmoedig. Makrothemio, verbuig as makrothemiae in die teksvers, beteken om selfs te midde van uitdagende omstandighede geduldig te wees. Geduld beklemtoon ook die vermoë om mekaar in liefde te verdra. Efesiërs 4 vers 2 sê vir ons: met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra. Punt nommer 2. Dit is vriendelik en gee om. Christomai, verbuig as Christotai in die teksvers, word slegs hier in die Nuwe Testament gebruik. Woorde wat uit dieselfde grondwoord gevorm word, kom nietemin algemeen elders in die Bybel voor. Septuagina, die Griekse weergawe van die Ou Testament, word hierdie woorde wat Christomai se grondwoord afgelei word, dikwels in die Psalms gebruik. In die Psalms dui dit op die goedertierendheid van God, wat met sy genade geassosieer word. Psalm 145 vers 9 sê vir ons: die Here is vir almal goed en sy barmhartighede is oor al sy werke. Wanneer Paulus sê dat die liefde omgee, oftewel vriendelik is, bedoel hy dat mens in jou naaste liefde die barmhartigheid en genade wat God teenoor ons het, moet weerspieël. Punt nommer 3. Dit is saam bly in die waarheid. Sikgero, verbuig as sikgerei in die teksvers, dui op die vermoë om saam met ander vreugde te ervaar, soos dit inderdaad korrek in die Afrikaans 2020 vertaling vertaal word. Lukas 1 vers 58 sê vir ons: en toe haar bure en bloedverwante hoor dat die Here sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly. Lukas 15 vers 6 en vers 9 sê vir ons: en as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en haar buurvrou bymekaar en sê: wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. Dan sê 1 Korintiërs 12 vers 26 vir ons: en as een lid ly, ly al die lede saam, en as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Dan sê Filippense 2 vers 17 en 18 vir ons: maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees, en julle saam met my verbly. Punt nommer 4. Bedek alles. Stego word in die teksvers as stege verbuig. Die gebruikelike Engelse vertaling van hierdie sinsnede is bears all things. Hoogleraars verskil egter van mening oor die vertaling van stege. Party meen dit is om te bedek, soos dit deurgaans in Afrikaans vertaal word, te wete om die betrokke saak as vertroulik te hanteer, wat weliswaar die begrip beskerming insluit. Ander meen dit beteken om deur te druk, en die sin speel op innerlike veerkragtigheid, wat in Engels resilience genoem word.
Die begrip deursettingsvermoë kom duidelik in 1 Korintiërs 9 vers 12 voor, waarskynlik in die sinsnede waar stegomen as dra al die koste self vertaal is, met die gevolg dat die meeste Bybelkenners en vertalers in Engels die tweede opsie verkies. Punt nommer 5. Glo alles. Pistevo, verbuig as pistevi in die teksvers, kom uit dieselfde grondwoord as die Koine Grieks vir geloof. Binne die konteks van 1 Korintiërs 13 dui die sinsnede glo alles op die idee om mekaar die voordeel van die twyfel te gee. Faros se junior totalige woordeboek gee die volgende definisie vir hierdie uitdrukking. Iemand glo of vertrou omdat daar twyfel is en jy nie seker kan wees dat hy of sy verkeerd is nie. Punt nommer 6. Hoop alles. In die Nuwe Testament dui die werkwoord elpizo, verbuig as elpizi in die teksvers, altyd op die oortuiging of verwagting dat iets goeds sal gebeur. Punt nommer 7. Verdra alles. Tussen die werkwoorde stego en ipomeno, wat in 1 Korintiërs 13 vers 7 as ipomene verbuig word, is daar nie veel verskil nie. Hulle is sinonieme en beteken basies deursettingsvermoë te midde van swaar kry. Paulus gebruik hypomeno reg aan die einde van hierdie teksvers ten einde die herhaling van stego te vermy. Met hierdie herhaling van dieselfde begrip, al is dit met behulp van 'n ander woord, vestig hy sy aanhoorder se aandag op die beoefening van geloof en hoop as die kernbegrippe hier. Dit wil sê, die liefde druk deur omdat dit aktief glo en hoop. Vergelyk 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7 met Galasiërs 5 vers 22 en 23. In watter opsigte stem hierdie skrifgedeeltes ooreen? Hoe kan ons hierdie soort liefde in ons eie lewens verwesentlik? Ons lees 1 Korintiërs 13 vers 4 tot 7. Die liefde is lankmoedig en vriendelik. Die liefde is nie jaloers nie, die liefde praat nie groot nie, is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, word nie verbitterd nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie bly oor ongeregtighede nie, maar is bly saam met die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ons lees en sluit af met Galasiërs 5 vers 22 en 23. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie.